Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Spreuke 16 vers 3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Was jy ooit in jou lewe bang dat jy die verkeerde besluit sou maak? Ek dink ons almal was al daar. Om besluite te maak kan soms stresvol wees. En dikwels het ons 'n klomp vrae wat by ons opkom. Wat as ek die verkeerde besluit maak? Wat as iemand seer kry omdat ek die verkeerde besluit gemaak het? Wat as daar iets is wat ek dalk nie weet voor ek hierdie besluit maak nie? En in 'n mate is dit goed om hierdie vrae te vra. Want nie net het ons besluite 'n invloed op ons lewens nie, maar ook op die mense se lewens om ons. Een van die grootste foute wat ons as mense kan maak in hierdie lewe, is om te vergeet hoeveel ons besluite die mense om ons beïnvloed. Elke dag word daar keuses voor jou gelê, wat dalk mag lyk asof dit die beste vir jou is, maar dit kan 'n verwoestende effek op ander hê. As jy wyse besluite wil maak, moet jy jouself afvra, sal hierdie besluit wat ek nou gaan maak, dalk iemand anders op 'n negatiewe manier beïnvloed? En dis heeltemal die teenoorgestelde van wat die wêreld ons leer. Die wêreld leer ons om net aan onsself te dink. Maar God wil hê, ons moet aan ander ook dink. Nie net aan onsself nie. Mag ons nooit vergeet dat ons besluite in hierdie lewe saak maak nie. Jou besluite affekteer nie net jou nie, maar almal wat in die direkte omgewing van daardie besluit is. So voor jy in hierdie week 'n belangrike besluit maak, gee eers 'n tree terug, haal diep asem en praat eers met God. Die besluite wat ons maak in hierdie lewe het 'n ripple effek. Here, wanneer dit kom by die maak van moeilike besluite in my lewe, gee my asseblief leiding en wysheid, sodat ek die regte besluit kan maak, wat U naam sal verheerlik. In Jesus naam bid ek dit. Amen.